U word versoek om op te staan vir die inkom van die akademiese prosesie. Kragtens die bevoegdheid aan my verleen, stel ek hierdie vergadering saam as 'n wettige kongregasie van die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies. U kan gerus die plekke inneem. Alle kennis is U die bron vir ons wat op U word vertrou, wat U aanbid en vrees. Gun ons by Aros Heer U trou aan ons wat U verbond vashou en nooit op eie krag kan bou. Laat skyn oor Aros, Heer U lig, want in U lig sien ons die lig. Ons strewe om U wet te hou en op U trou en lig te bou. Laat skyn oor Aros, Heer U lig, want in U lig sien ons die lig. Ons wil U weer leer, ons hoor U roepstem weer. Skenk Aros U genade, Heer.
Ons luister na die woord van die Here uit 1 Korintiërs 1 en ek lees van vers 18 af. Die boodskap van die kruis is immers dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat verlos word, is dit die krag van God. Want daar staan geskryf, ek sal die wysheid van die wyses tot niet maak en die insig van die verstandiges verwerp. Waar is die wyse man? Waar die skrifkenner? Waar die redevoerder van hierdie wêreld? Het God dan nie die wysheid van die wêreld dwaasheid laat word nie? Trouwens, deur die wysheid van God het die wêreld hom nie deur wysheid leer ken nie. God het verkies om hulle wat glo te verlos deur die dwaasheid van die verkondiging. Die Jode vra tekens en die Grieke soek wysheid. Ons egter verkondig 'n gekruisigde Christus. Vir die Jode is dit 'n struikelblok en vir die nie-Jode 'n dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Want die dwaasheid van God is wyser as die van die mense en die swakheid van God is sterker as die van die mense. Ons herhaal 'n gedeelte van vers 24. Christus, die krag van God en die wysheid van God. Onderwys is 'n heilige roeping. En vandag met hierdie gradeplegtigheid word julle bekwaam verklaar. Julle kan maar onderwys gee. Maar 'n Christen onderwyser moet ook bevoeg verklaar word. Dit beteken dat jy mag en moet en sal kan onderwys gee soos ons Here Jesus ons beveel het. Hy is ons enigste leermeester, ons enigste onderwyser. Christen onderwys is 'n heilige roeping. Jesus Christus het ons immers beveel voor sy hemelvaart om na alle mense toe te gaan, om hulle disippels, dit is leerlinge van hom te maak en hulle te leer alles wat hy ons beveel het. Dit is 'n wye en 'n omvattende en 'n lewenslange roeping, in die besonder vir Christenonderwysers. Deel van u bevoegdheid as Christenonderwyser is dat u die onderskeid waarvan die apostel Paulus hier praat, aanleer en in die besonder vandag weer moet onthou. Die onderskeid tussen die krag en die wysheid van God teenoor die wysheid van die wêreld. Wanneer u as 'n bekwame en 'n bevoegde Christenonderwyser in diens van ons Here Jesus Christus, die gekruisigde, die werk as 'n geroepe onderwyser doen, gaan u die wysheid en die krag van die Here nodig hê. Veral as u daaraan dink dat hy u lewenslank roep. Die wêreld, die ongelowige heidenwêreld, wat God nie ken nie en hom nie wil ken nie, het hulle eie soort wysheid. Hulle probeer, en dit was nog al die eeue so, met hulle eie vernuf, sonder God en dikwels teen God, op 'n aardse, menslike manier uitwerk waaroor die aarde gaan en wat op die aarde behoort te gebeur. Ook in die onderwys. Die apostel Paulus wys op die wêreldse wysheid dat dit die wysheid van God nie kan uitstaan nie, trouwens dit baie vreemd vind. Paulus gebruik hier twee woorde, die een is 'n struikelblok en 'n dwaasheid. In die Grieks is dit baie sterk woorde. Die woord struikelblok kan ons vertaal met 'n skande. Dat jy daarvan ver weg moet bly, omdat dit iets is waaroor jy jou behoort te skaam.
Dwaasheid, ons woord moroon kom daarvandaan, is 'n onsinnige domheid, wat jy ook eweneens moet vermy. Die wêreldse wysheid vind dit wat Christus die enigste onderwyser leer, skandalig. Jy struikel daaroor. Hoe kan 'n gekruisigde man aan 'n kruishout iets met wysheid en wetenskap te doen nie? 'n Christen onderwyser weet egter dat die Here Jesus juis gekom het en dat hy gekom het om gekruisig te word, om die betaling te doen, die loskoping, ook van ons eie dwaasheid, van ons eie wysheid, waarvan ons ook verlos moet word. Dat ons weet, Christus woon deur sy Gees, die Heilige Gees in ons. En deur sy woord en deur sy Heilige Gees verlig hy ons harte en ons verstand. En gee hy ons die krag wat hy alleen ons kan gee. As jy vandag jou graad ontvang, besef, dit gaan nie net oor bekwaamheid nie. Dit gaan oor bevoegdheid. Dat jy deur die koning, Jesus Christus, die ware onderwyser van die hele mensdom, deur die geloof en deur die inwoning van die Heilige Gees, toegang kry tot die krag van God en tot die wysheid van God. Die krag waardeur God geskep het, en die krag waardeur sy seun uit die dood uit opgestaan het. Die wysheid waardeur God weet wie hy is, weet wat hy gemaak het, en dit op 'n bekwame manier ook opdra aan ander, om mense te leer dat die aarde sy skepping is. Julle is Aros se eerste gradiandi. Julle is die vaandeldraers. As Christen onderwysers staan julle in diens van Jesus Christus, die gekruisigde. 'n Skandaal vir die wêreld en dwaasheid vir die wat hom nie ken nie. Maar Jesus Christus stuur jou juis in 'n stikkende wêreld in, wat dit so nodig het, hierdie lig en hierdie krag en hierdie wysheid van God. Laat julle klaskamers en julle skole vol wees van die krag van God, want God is aan die werk in en deur jou lewe, jou hele lewe, ook as onderwyser. Laat jou klaskamer, jou voorbereiding, jou hele roeping as onderwyser vol wees van die wysheid van God. Dat die woord van die Here en die Heilige Gees jou leer en lei om op die regte tyd die regte ding te sê en te doen. Laat ons hierdie dag nie maar net onthou as die dag dat ons ons graad ontvang het nie. Nee, vandag ontvang jy ook jou bevoegdheid, as jy glo. As jy aanmeld om onder die koning, die gekruisigde, Jesus Christus te staan. Jou roeping, jou lewenslange roeping as Christen onderwyser, het die krag van God nodig, en ook die wysheid van God. Amen. Terwyl ons nou so sit, gaan ons vir julle bid, en ook vra dat die krag van die Here en die wysheid van die Here Christus, die gekruisigde, met julle sal wees, as julle van hier af verder gaan om bekwaam en bevoeg onderwys te gaan gee. Kom, laat ons die Here aanroep. Heilige, almagtige God en Vader, U is die skepper van alle dinge. Uit U en deur U en tot U is alles. Ons loof U dat U U Seun gestuur het, ons Here Jesus Christus, dat ons hom mag bely as ons enigste leraar. Ons bid, Vader, dat U vandag sal wees met elkeen wat sy of haar graad ontvang. Dat hulle ook werklik weer vanmiddag in die geloof, in gehoorsaamheid, mag besef dat U die bevoegdheid gee. Ons vra dat U hulle sal vervul met U Heilige Gees,
dat hulle u krag en u wysheid ook in hulle lewe en ook in hulle onderwysroeping mag uitleef elke dag. Ons bid vir al die kinders wat deur hulle lewens aangeraak sal word, ook die wat nog gebore moet word. Ons vra u seëning af, Vader, op Aros. Ons bid vir die direksie en die bestuur. Ons bid vir die personeel en die dosente. Ons bid vir al die studente wat nog steeds besig is met hulle studies. Seën u ons Here, want u alleen gee die seëning. Hierdie dinge vra ons in die naam en in die bloed van Jesus Christus. Amen.
Geagte gradiandi, gaste, eregaste, direksielede, uitvoerende komitee, registrateur, dosente en personeel. Dis gepas om hierdie geleentheid te begin met ietsie oor die kind. Veral na die dramatiese musiek wat ons net gehoor het, is 'n gediggie dalk van toepassing. Sodra 'n kind kan woorde lees, kan so 'n kind mos dinge wees. 'n sie, 'n sjoe, 'n raps, 'n reus. Nooit sal so 'n kind alleenig wees. Dan verder die alombekende en kragtige openbaring oor kinders van die psalmdigter. Uit die mond van kinders en suigelinge het u sterkte gegrondves. Vandag is 'n buitengewone geleentheid, sonderling, uniek. Weer sal daar nie so een wees nie. Dit is Aros se eerste grade plegtigheid, met sy eerste groep gradiandi, waar die eerste graad wat toegeken word, 'n grondslagfase onderwysgraad is. Universiteite is plekke wat baie oud kan word. Maar elkeen het slegs eenmaal wat hy sy eerste groep inneem en eenmaal wat hy die eerste keer die voorreg het om 'n graad toe te ken. Vandag is daardie geleentheid vir Aros, waarvoor ons diep dankbaar is. Weereens 'n besondere woord van verwelkoming aan elkeen van u, veral aan die gradiandi, wat gereed maak om hulle grade te ontvang. Gradiandi, u sertifikaat is 'n verklaring dat u voldoen aan die vereistes vir die graad. Dit beteken, nadat u geëvalueer is oor die teoretiese en die praktiese aspekte van u graad, dit bevind is dat u voldoen aan die vereistes om onderwys te gee aan die jong kinders. En dis nie net ons wat so sê nie. Die graad is ook erkenning dat u dit kan doen oor die hele land. U kan dit selfs wêreldwyd doen. Dis 'n wêreldwye erkenning wat u ontvang. En u het 'n kosbare belegging hierin gemaak. U het 4 jaar van u lewe afgestaan om hieraan te studeer. Baie geluk aan elkeen van u met hierdie prestasie. Saam met die gelukwensing dan ook 'n woord van aanmoediging. Gebruik hierdie skat wat u verwerf. Dit is in die hande. Bou daarop, pas dit op, terwille van die kinders wat u gaan help vorm. Om uit te kom by 'n geleentheid soos vandag, verg baie werkinge agter die skerms. Oor meer as 5 jaar. Registrasies en akkreditasie, werwing en bemarking, personeel en dosente sake, registrasies van studente, administrasie, gidse opstel, kritiese lees, doseer, assesseer, modereer, eksamineer en korrespondeer. Hartlike dank aan elke dosent en elke personeel wat hieraan meegedoen het. En vir al die ondersteuners en vriende, waarvan daar ook heel wat hier is vandag. Vandag is 'n bewys dat die werk en die hoop en die gebede van die almal nie beskaam het nie. 'n Spesiale woord van dank ook aan die registrateur mevrou Ilse Bakker en haar span wat hierdie geleentheid gereël het. Gradiandi het nou formeel die mooi wêreld van die jong kind betree, daar waar die verbeelding so lewendig is, waar alles nuut is en ontdek word, waar daar onvoorwaardelik geglo word aan wat u gaan sê. Dis 'n voorreg om in hierdie wêreld te werk, waar die instrumente van die dag is, die ABC, die hoofkarakters is Jakkals en Wolf, ou Jan Bali met sy vrou se Charlie aan, ou Tannie Viljoen en Vincent van Gogha, waar die dieet soms vreemd is, à la Dr. Seuss se arme Sam. Sam, I am, do you like green eggs and ham? Waar die woorde male mele moet ry,
boerneefse hoenderhaan wat sukkel met die sukkelpit, idel, fiedel, arme mieliepit. Waar stories verpligtend is, idioompies, rympies en versies die gereedskap is, klein verseboek die handboek is, en speel die algemeen aanvaarde praktyk van leer is. Afgesien van hierdie mooi gereedskap waarmee u mag werk, en die feit dat u voldoen aan die vereistes vir die graad, is daar die unieke van die graad wat ingeweef is in dit wat Aros u wou leer. U is geleer dat die mens meer as liggaam en verstand is. Daar is iets anderkant ons begrip. Daar is iets buite onsself wat ons nodig het en waarsonder ons nie volledig mens is nie. En dit is die soeke na God en die krag van God. En dit het u ook nou mooi gehoor in die preek. En dit is die lewensbelangrike taak wat u het om dit aan kinders te leer. Want saam met die goeie en al hierdie mooi wat u kan gebruik, gaan daar moeilike dinge gebeur met u en met die kinders, waarop die samelewing geen ewigdurende antwoorde het nie. Veral die drie, die kwaad, en lyding, en dood. Dit gaan oor die pad kom, in die lewe en met die kinders in die klas. En wat gaan die antwoord? Wat gaan die antwoord daarop? Wat het die geleer? Die in 4 jaar iets kon leer om 'n antwoord te gee op hierdie dinge wat buite ons begrip is. Hier kom te pas wat Aros u wou leer. En dit is, in al hierdie dinge, moet u uself en die kinders bind aan Christus. Want Christus gee herstel. En u kan dit uitdra en die kinders dit leer in die lewe, om hulle lewe daarmee te vul en hoop te hê vir die toekoms. Gaan daarom bemoedig voort met u werk en die wete, dat u dit as volle mens en volle onderwyser kan doen. Geniet die wonderlike ervaring van die kinders om u, bind hulle aan Christus, voer u werk blymoedig, nederig en met vertroue uit, sodat u ook eenmaal met vrymoedigheid verslag kan doen oor wat u aan die kinders geleer het. Kragtens die bevoegdheid aan my verleen, ken ons nou die graad Baccalaureus Educationis in grondslagfase onderwys toe aan die kandidate wie se naam op die program verskyn. Meneer die uitvoerende hoof, ek het die eer om die volgende aanwesige kandidate wat die graad Baccalaureus Educationis in grondslagfase onderwys ontvang aan u bekend te stel. Nicole Aldrich. Christel Petru Barnard met onderskeiding. Jolanda Letitia Beneke. Bianca Boysen. Nadia Boswell.
Moenay Brindel. Madelie Ronel de Kok met onderskeiding. Jennifer Dreyer. Cindy Du Plessis. Karel Andrew Du Plessis. Melandri De Plooi. Fiona Elsmarie Erasmus. Christel Fourie. Leandrey Fourie met onderskeiding. Marnay Fourie. Martha Magdalena Fourie. Maria Petronella Fourie. Felicia Fourie met onderskeiding. Joanita Vraus. Lizel Greef met onderskeiding. Clarissa Grobler. John Marie Grobler. Evelyn Hemmens. Ankorien Houtman. Nadia Howard. Anjanique Jacobs. Melandri Jacobs.
Sheena Lillian Jansen van Vuren. Mariska Kachelhoffer met onderskeiding. Franzel Kotse. Carolies Kutse. Nienke Naomi Kutse. Vanet Lucas. Sharnay Meidment. Talisha Nel. Chanel Pretorius. Chantel Pretorius. Miranda Pretorius. Alicia Gwyneth Price. Sharazan Angelica Pringle met onderskeiding. Susanna Magrita Rokkon. Marlies Roelofse. Tracy Scholes met onderskeiding. Janike Skutte met onderskeiding. Charlene Staples. Melanie Strydom. Michelle Strydom. Robin Strydom.
Anshay Swart. Amarie Crisel Swart. Janita van den Heever met onderskeiding. Johannes Christoffel van der Merwe. Maricel van der Merwe. Chantal van Dijk met onderskeiding. Silja van Heerden met onderskeiding. Cherie van Staden. Janine van Staden met onderskeiding. Bjarno Hendrik van Sail. Caroline van Sail. Yolandi Venter. Dilana Venter. Munay Visser. Dankie, Dr. Diedericks. AROS maak by hierdie geleentheid 2 toekennings vir akademiese prestasie bekend. Die eerste is vir die graad Johannes met die algehele beste akademiese prestasie. Hiervoor is die uitslag van alle modules oor die 4 jaar program in ag geneem. En die tweede toekenning is vir die beste akademiese prestasie in Bybelkunde. Hiervoor is die uitslag van alle Bybelkunde modules, en dit strek nou van die 1ste jaar tot in die 4 jaar se Bybelkunde modules, sowel as religiestudies of RELS, soos die studente dit ken, word daarvoor in ag geneem. Ek vra dat die departementshoof grondslagfase, mevrou Jeanette Du Plessis, na vore toe kom om die eerste prys te oorhandig. Die toekenning vir die beste algehele akademiese prestasie gaan aan Leandre Fourie met 83,5%.
terwyl sy vorentoe kom, dan kan ek sommer vir u noem, wat ons dan in ag geneem het, is vanaf haar eerste jaar tot die 4de jaar, het ons na alle modules gekyk, elke module wat geneem is. En dit is 'n besondere prestasie om oor die hele 4 jaar 'n gemiddeld van 83 te kon behaal. Jy sou ook gehoor het vanaand, daar's 'n hele aantal studente wat hulle graad met lof behaal het. Baie geluk ook aan hulle almal. En dan die toekenning vir die beste akademiese prestasie in Bybelkunde. Ek vra net vir Dr. Morney Diedericks om na vore te kom, om dit te oorhandig. Die toekenning vir die algehele, die beste akademiese prestasie in Bybelkunde oor die 4 jaar gaan aan Silja van Heerden met 89,6%. Terwyl sy na vore kom, kan ek dalk so kortliks verduidelik wat hulle in Bybelkunde doen. In Bybelkunde het die studente in die eerste jaar religiestudies geneem, maar dan 'n inleiding is tot verskillende godsdienste, maar natuurlik vanuit die Christelike perspektief. Daarna neem hulle Bybelkunde van hulle eerste jaar tot hulle 4de jaar, en die program loop van Genesis deur tot in Openbaring. So hulle gaan deur die hele Bybel in, dit sal dan wees 10 is in 10 modules, behandel hulle die hele Bybel. Geagte meneer Roots, uitvoerende hoof van AROS, ander verhooggaste, gradiandi, ouers en familie van die gradiandi, en personeel van AROS, dames en here. Dit is vir my 'n besondere voorreg om 'n kort woord van gelukwensing by hierdie luisterlike geleentheid te lewer. Beide die uitvoerende hoof, meneer Roots, as Dr. Buys het daarna verwys dat hierdie die eerste geleentheid is waar grade van die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies, of in kort AROS, aan studente toegeken word. En dit maak dit 'n meer luisterlike geleentheid vir beide die gradiandi, as hulle ouers en vriende, as ook die personeel van AROS. As dit by die opleiding van onderwysers by AROS kom, wil ek 'n woord van waardering en gelukwensing aan die personeel rig oor die werk wat hier by AROS gedoen word. Kwaliteit van die studente wat afgelewer word deur almal wat by die evaluering van die kwalifikasie betrokke is, baie hoog aangeslaan. Van my kant af wil ek die studente en die personeel gelukwens met die toewyding en die oorgawe waarmee hulle taak verrig het. Dit is ook 'n aanduiding van die groot aantal studente wat hulle grade met lof verwerf het. Vir my is dit duidelik dat julle toewyding gevoed word deur die begeerte om die woord van die Here, deur die voorbeeld en toewyding in die onderwysprofessie uit te bou. Dit was en is vir my 'n voorreg om aan met AROS verbind te word. Omdat, en ek dink Dr. Buys het ook daarna verwys, dat die onderwys is baie meer as 'n beroep. Dit is voorware roeping en 'n lewenslange verbintenis. Daarom wil ek vir elke gradiandi wat vandag gegradueer het, voorspoed toewens met hulle loopbane. Om 'n graad te verwerf, verg baie toewyding en opofferings. Elkeen van julle het vir 4 jaar, en ek hoop nie daar's wat vir, nee, daar kon nie gewees het wat vir langer as 4 jaar nie, want julle is nou net vir 4 jaar. Wat vir 4 jaar het julle die grootste deel van die jaar, en in julle geval,
selfs ook oor naweke aan julle studie spandeer. Ek wil daarom vir al die gaste wat vandag teenwoordig is, vra, kom ons gee vir oulaas nog 'n lekker handeklap vir die gradiandi. Nou, vergun my ook om namens die gradiandi vir hulle ouers en hulle familie en vriende, as ook vir die dosente, dankie te sê vir, in die geval van die ouers, finansiële en emosionele steun, ondersteuning oor die aantal jare. Ek wil namens hulle baie dankie sê, en daarom versoek ek dan nou vir die gradiandi om vir hulle ouers en vriende 'n hartlike handeklap te gee. Ek dink julle sou ook agtergekom het uit dit wat die uitvoerende hoof gesê het, dat die opleiding van onderwysers word deur AROS gesien as 'n belegging in die toekoms. 'n Belegging in die toekoms van Suid-Afrika, in die kontinent waarin ons woon, Afrika, en ook in die res van die wêreld. Want die kwalifikasie word wêreldwyd erken. Vertrou, ek hoop nie, daar is van julle wat in ander lande wil gaan skool hou nie. As julle gaan ons julle so 1 of 2 jaar om ervaring daarop te doen, maar dan kom julle weer terug, want ons het julle in hierdie land het ons julle nodig. Ek vertrou dat vanaand vir julle 'n spesiale geleentheid is, wat julle altyd sal koester. Julle is nou trotse alumni van AROS. Wees verseker dat die personeel van AROS julle loopbane met belangstelling sal volg. Ek het reeds melding gemaak dat hierdie die eerste groep is wat kwalifiseer om 'n graad van AROS te ontvang. In julle loopbane as onderwysers moet julle nou die pad oopkap vir die studente wat julle moet volg. Uit hierdie groep sal heel waarskynlik die eerste groep studente kom, die eerste persone kom wat bevordering ontvang. Bevordering na senior onderwysers, na departementshoofde toe, na adjunkhoofde toe, na hoofde toe, ja, en selfs nog verder. Ek wil vir julle vra om saam met die personeel van AROS verantwoordelikheid te aanvaar om die kwaliteit van hierdie kwalifikasie wat julle vandag ontvang het, verder uit te bou, sodat dit voorwaar erken sal word in die professie as 'n voortreffelike kwalifikasie. Daarom vra ek dat julle hande moet vat met die personeel en op 'n gereelde basis aan hulle terugvoer moet gee. Wat is die nuwe tendense binne in die professie, sodat julle saam met hulle kan werk om dit in te werk in die programme wat aangebied kan word en dat ons daardeur die kwaliteit sal uitbou. Daar is nou 'n geleentheid wat daar 'n kort videoetjie gegee sal word. Ek vra julle aandag daarvoor, waarin van die studente en die personeel kortliks net vir julle sal weergee wat die opleiding hier by AROS vir hulle beteken het. My naam is Suzanne Rakkan en ek is een van AROS se eerste gradiante. Ons is deel van die klas van 2015. Dit is vir my 'n baie groot voorreg gewees om by AROS te kon swat vir 4 jaar. Ons het in Afrikaans geswat by 'n Christelike instansie. Ek dink in 'n wêreld soos vandag is dit iets waarvoor alle studente kan nastreef. Ek het nog altyd gestudeer het vir 'n graad en dis die eerste keer dat ek regtig 'n geleentheid gekry het om dit te doen. Ek dink baie mense is bevoorreg om dit te kan doen nie. En op die wyse wat AROS dit vir ons aanbied was fantasties. Dit is net so wonderlik om te sien dat jou persoonlikheid deel geword van hierdie beroep. Dit is nie net
net 'n beroep op sy eie. Dit is nie net op sy eie sonder jou Christendom. Jou geloof is deel van jou beroep. AROS het dieselfde beginsels as wat ek in my lewe toepas en ek het toe in Januarie dadelik hier kom registreer en toevallig het hulle vir my plek gehad. So ek voel net alles het in plek geval en daarom het ek hier begin swat. Ek het toe my 4 jaar hier klaar gemaak en ek is nie eendag spyt dat ek eerder hier kom swat het in plaas van by 'n ander universiteit. Hulle sê jou studentejare is die beste jare van jou lewe, maar is tyd om daai jare agter te laat en 'n nuwe loopbaan te begin. Van al die AROS-dosente af hier wens ons julle 'n voorspoedige onderwysloopbaan toe. Ons weet julle gaan die verskil wees wat die onderwys tans nodig het. En onthou, jy is tot alles in staat deur God wat jou krag gee. Vaarwel. Baie geluk dat julle in 4 jaar geslaag het, dat julle ons vertrou het, saam met ons die pad geloop het. Ons self het dit ook nie uit eie krag gedoen nie en mense leer dit langs die pad. Ons is bly dat saam met ons dit gedoen. Onthou dit in die toekoms. Daar gaan baie dinge gebeur. Hierdie is net die begin. Ons hoop ons kon 'n beskeie bydrae gelewer het tot die duisende lewens wat julle hierna gaan beïnvloed. AROS maak 'n verskil in 'n kind se lewe. Ek wil ten slotte aansluit by die dosente wat daar gepraat het en vir julle sê nogmaals geluk en dan wil ons vir julle voorspoed toewens vir die toekoms wat voorlê. Baie dankie. Kragtens die bevoegdheid aan my verleen, ontbind ek hierdie kongregasie van die Akademie Reformatoriese Opleiding en Studies.